Baie welkom by vanaand se erediens. Dit is 'n groot voorreg om hier by mekaar te kom. Ons het nou so lekker Engelse diens saam gehad. Wel gedaan vir julle wat vandag erediens marathon gehad het, wat begin het vanoggend en nou Engelse diens gedoen het en nou hierso is. Julle is die kandidaate. Die res van julle is ook baie welkom ook natuurlik. Ons wil net vir die Here dankie sê dat ons kon begin het met die Engelse diens. Dit is so groot voorreg om hierdie geleentheid te hê en ons bid dat sy seën ook sal wees daarop en dat hy ons sal bystaan. Baie welkom aan besoekers as jy is en dis 'n groot voorreg om hier so in die Here se naam saam te kom. Ek weet nie of ek dit wil sê nie, maar ons kan na die diens kan ons 'n vraag en antwoord sessie hê. Dis 'n moeilike onderwerp vandag. Dit gaan oor vrye wil. So ek weet nie of ek dit wil sê nie, maar ek dink die Here het my vrye wil gelei dat ons 'n vraag en antwoord sessie na die tyd moet hê. So ek dink dit sal goed wees want ons baie vrae. Maar ja, ons bly maar sit en dan kan ons net saam praat daaroor ook. Goed. Kom ons word stil voor die Here. Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U. Ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, behoort die heerskappy. U is bo almal verhewe. Van U kom die rykdom en eer. U heers oor alles. Mag en krag word deur U geskenk en dit berus by U om enigiemand groot en sterk te maak. En nou loof ons U, ons God. Ons prys U glansryke naam. Want wie is ek en wie is my volk dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring? Alles kom tog van U af. En ons gee aan U wat ons van U af gekry het. Dit is 'n geleentheid om stil te word vanuit die woorde van 1 Kronieke 29 vers 11 tot 14 en dis 'n dankgebed van Dawid. En dis met hierdie wete dat die Here in beheer is, dat ons ook weet dat ons sy seën kan ontvang en ons ontvang dit op die volgende manier. Genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Liefdes, ons teksgedeelte vanaand is Romeine 8, daarvan vers 28 tot 39. En daarom maak dit net sin om saam te sing ook uit hierdie woorde uit. Ons gaan saam sing die Paastriomp, skrifberuiming 5-4, verse 1 en 2, en dan gaan ons klaarmaak met die res. So kom ons sing saam, wie kan ons voor die regterdag Gods uitverkore kind verklaag? Waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem, as God gesê het, ons is syne, wie kan ons skei van sy liefde? Kom ons staan en dan sing ons saam skrifberuiming 5-4. Ons bid saam. Ons ewige God, ons skepper van alles, van groot na klein, ons kom vanaand hier in U naam. Ons wil U dank vir alles wat U vir ons gee. Ons dankie vir die reën wat daar buite val. Ons dankie dat die aarde deurdrenk kan word en versorg kan word en dat ons weet dat of dit nou droogte of vloede of voorspoed of teëspoed of baie of min is, dat U in beheer is. En dat ons weet dat U alles ten goeie laat
meewerk vir ons. Ag, ons bid dat ons werklik sal besef wie U is, dat ons elke dag voor U goedheid te staan sal kom en sal kan sê, ons verdien nie wat U vir ons gee nie, maar ons is tog so dankbaar. Ons is dankbaar vir alles wat ons in Jesus ontvang het. Ons wil vir U dankie sê vir die Engelse diens wat ons nou kon gehad het, dat dit 'n geleentheid is om oor kultuurgrense, oor taalgrense, hierdie wonderlike evangelie wat U vir ons gegee het, te verkondig en te bring. Ons dankie vir die geleentheid om hierdie waarheid wat kultuurgrense en taalgrense oorgaan, te kan verkondig en te kan aanhoor. Ons bid dat U vanaand met ons sal wees, 'n boodskap hoor, waar ons hoor hoe U met ons praat, ons bid dat daai stem deur hierdie week gehoor sal word. Ons bid dat U ons harte van klip sal uithaal en vir ons harte vlees sal gee, wat klop vir U en U evangelie, wat deur U Heilige Gees aangedryf word om werklike verskil te maak in hierdie samelewing. Dankie vir U liefde, dankie vir U teenwoordigheid, en ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 96 uit, daarvan verse 1 en 2, dan gaan ons die teksgedeelte saam lees, en dan daarna gaan ons Psalm 96 verse 6 en 7 sing. Ek wil net vir ons graag vers 6, wat ons na die skriflesing gaan sing, lees. Dit sê, verkondig oral, God regeer. Hy hou die wêreld veilig, hy is regverdig heilig. Eerbiedig hom en gee hom eer, wees bly die Here kom, prys alle volke hom. God is oral, hy is in beheer, en ons weet, hy is daar vir ons. Kom ons sing nou voor die skriflesing, Psalm 96 verse 1 en 2, dan lees ons saam met Romeine 8 uit, vanaf vers 28, en dan daarna gaan ons Psalm 96 verder sing. Goed, ons gaan saam begin deur om die Heidelbergse Katekismus te lees. Kan ons dalk die skyfies net opkry? Pas hy. Ons gaan Sondag 10 lees. Ons het laasweek gehoor van Sondag 9 wat gaan oor dat die Here in beheer is. Ons moenie bekommer nie, en dit gaan nou verder. Dit sê, wat verstaan ons onder die voorsienigheid van God? En die antwoord is 'n lang sin, maar dit maak sin. Dit sê die almagtige en die oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toe kom. Om het net bietjie te vereenvoudig, God regeer oor alles. Dus hy sien alles, hy sien wat gebeur, hy rig het dat dit so gebeur. Hy sorg nog vir alles, hy het nie die aarde geskep, en nou is hy een kant en sê,
Gaan maar op julle eie voort, julle keuses is julle eie, of kies maar wat julle wil en doen maar wat julle wil. Ek gee nie om nie, hy sorg nog vir alles. En dan, goed, en dalk wat in ons oë as sleg beskou kan word, maar wat hy in sy plan sien as goed vir ons, kom uit sy hand uit. Dan die tweede vraag daar, wat baat dit jou om te weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? En die antwoord, dat ons in alle tyd geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder, dat ons ook in die toekoms 'n vaste vertroue in ons God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie. Aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Okay, opsomming hiervan, wat baat dit jou om te weet dat God alles geskep het en nog deur sy voorsienigheid onderhou? Wanneer dit sleg gaan, kan jy geduldig wees, want hy is in beheer. Wanneer dit goed gaan, kan jy dankbaar wees, want hy is in beheer. Niks kan ons van sy liefde skei nie, want hy is in beheer van alles. Dan lees ons nou Romeine 8 vers 29 tot 39 saam. Het sê hierso, die wat hy lank tevore verkies het, Ekskuus, ons moet eintlik van vers 28 af lees, daar is ons 'n fout daarso. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons nie dan al hierdie ander dinge saam met hom skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding? Of benoudheid? Of vervolging? Honger? Of naaktheid? Gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of bose magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Kom ons sing dan nou saam, terwyl ons so sit, Psalm 96, verse 6 en 7.
Geliefdes, besef ons hoe vreesaanjaend dit sal wees as God nie heeltemal in beheer is nie. Ons westerse samelewing het heelwat opinies oor vrye wil. En ons kultuur het twee kante. Verstaan asseblief mooi dat hierdie die twee ekstreme kante is, want in die middel is daar soveel opinies daaroor. En ek is nie 'n filosoof nie, ek is ook nie 'n sielkundige nie, maar ons moet kyk na 'n paar kernidees oor vrye wil in ons samelewing. So, die eerste ene is, wat nogal voorkom is, dit sê, ons keuses maak nie saak nie, alles word beheer deur iets anders. Doen maar net wat jy wil, maak nie saak nie. Jy kan nie vir jouself kies nie. Aan die ander kant sê, die mens is vry om te kies, en ons keuses bepaal die toekoms. So, eerstens glo baie mense ons keuses maak nie saak nie, alles kom tot niks, 'n tipe nihilisme, jy wat help dit eet en drink wat môre sterf ons. Julle weet daai hele houding wat daar in die wêreld kan wees. En dan aan die ander kant word daar alweer oordrewe klem geplaas op die mense keuses. Jy mag kies wat goed is vir jou. Fokus op jouself. Ek dink 'n goeie ons hierdie een, dis die paai in ons lewe, die opsies wat ons het, watse kant kies ons, want as jy op hierdie een pad ingaan, is daar eintlik nie terugdraai nie, want jou keuses bou op mekaar. Dit is eintlik wonderlik, as ons in die Here is, dat ons keuses, maak nie saak hoe ver van die pad af jy dalk afgedwaal het nie, hy kry 'n manier om jou weer terug te kry deur die Heilige Gees. Maar, die bekende sielkundige Sigmund Freud, as ek reg sê, het gesê dat ons keuses nie so vry is as wat ons dink nie. Hy het gesê meeste van dit wat ons dryf kom van ons onderbewussyn af, so dis nou weer 'n ander opinie. Ons 'n paar opinies oor vrye wil. Hy sê ons behoeftes, ons begeertes, ons konflik en ons pyn word so onderdruk dat dit half gestoor word in die onderbewussyn. En dit lei jou in jou besluitneming in die lewe. Hierdie versteekte gevoelens vorm ons dade sonder dat ons dit besef. Of dit nou trauma is uit jou kinderdae of jy word beheer deur magte half in jou onderbewussyn. Ander idees is of jy, soos ons reeds gesê het, jy is heeltemal vry om jou keuses te maak. Jy kan doen wat jy wil. Daar's ons nie 'n handboek geskryf vir die wêreld nie. En dan nog 'n mening wat ook interessant is dat Ekskuus, ek moet net my baadjie uittrek want dis 'n keuse. Kyk of ek koud kry en dan gaan dinge skeefloop van daar af, maar daar's ook 'n mening dat natuurlike seleksie dryf alles. So survival of the fittest, jy is 'n sterker en 'n mooier en 'n beter mens, jy gaan oorleef. Of ons drange om voort te plant, ons drange om die menslike spesies te laat oorleef, dit is wat ons beheer. So alles gaan oor seks, alles gaan oor hoe jy op die beste manier kan voortplant as 'n mens. En al ons dade en alles word rondom dit gevorm. Die Bybelse uitgangspunt is wel die een van Sondag 10. Ons sê God is oral, hy's in beheer. Hy's almagtig en hy's teenwoordig. Hy's nie ver weg nie. Daar's gelowe wat sê, of mense filosofiese denke wat sê God het die wêreld geskep en nou het hy dit aan die noodlot oorgelaat. Dit gaan net aan soos wat dit aangaan. Maar ons sê, ons glo vanuit die Bybel uit dat hy het nie die wêreld net geskep en dit gelos nie, sodat ons maar self net voortploeter nie. Hy onderhou en regeer nog alles. En alles is nie per blote toeval of blote geluk nie. Dit kom uit sy Vaderhand uit. So, hy het die wêreld geskep en onderhou dit nog. Niks is per toeval nie, dit kom uit sy hand uit. En dan beklemtoon Romeine 8 vers 28 dit. Baie bekende vers wat ons baie gereeld aanhaal. Hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. So niks is buite God se beheer nie. Daar's nêrens waar hy nie is nie.
En daar's nie 'n keuse wat gemaak word waarvan hy nie bewus is nie. En ons sal nou nog praat oor die vrye wil in die lewe van 'n gelowige, hoe dit lyk. Maar dit is ook nodig om te kyk na 'n wêreld van hoe 'n wêreld sal lyk as God nie in beheer is nie. Dan sit ons met 'n koue en 'n genadeloose wêreld. Daar's niemand om voor te antwoord nie, niemand wat in beheer is nie. Elke mens kan doen wat hy wil. Ons het daarvan gelees in Rigters, elke mens het net gedoen wat goed is in sy eie oë. Waarna toe lei dit? Dit lei net na totale verval en afbreek. As God nie in beheer is nie, en ons is maar net toevallig hierso op aarde, word jou keuses bepaal deur voortplanting en toevallige evolusie. So, ons kan maar net, dit gaan maar eintlik net oor, hoe kan ons verder evolutioneer, ek weet nie of evolueer 'n woord is nie, hoe kan ons verder maar net 'n beter spesies word. Verder, as God nie in beheer is nie, sal die idee opkom dat net perfekte mense mag voortbestaan. Ons sien dit in die Tweede Wêreldoorlog, die nasies wat gedink het, net perfekte mense mag voortbestaan. Die res moet uitgewis word. En dan, as God nie in beheer is nie, 'n baie vreesaanjaende gedagte. Die kleinste ding wat jy gaan doen, gaan tot in ewigheid 'n massiewe impak hê. Jy kan nou per ongeluk op 'n muur trap en dit gaan so 'n sneeubal effek hê dat in die toekoms gaan dit heeltemal 'n hele muurpopulasie uitgewis het of iets. Dis nou 'n eenvoudige voorbeeld, maar dis iets wat daar kan gebeur. As dit van ons afhang, as dit net ons keuses is wat die hele rigting van die wêreld bepaal. Dis nie 'n wêreld waarin ek wil lewe nie. Ek dink ook nie is 'n wêreld waarin enige van julle wil lewe nie. Kom ons kyk na wat sê Efesiërs 1 vers 11. Dit sê, deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, soos hy dit al vooruit bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. So, 'n wêreld waarin God nie beheer is nie, en hierdie nie waar is nie, beteken dat God se raadbesluit nie plaasvind nie. Dit beteken dat daar nie, die wêreld nie op pad is iewers heen toe nie. Dit beteken dat ons alleen is, hartseer, verlate. Hoe erg sal dit wees ook, dat die geskiedenis bepaal word deur die mens, deur 'n skepsel in plaas van die Skepper. Dis ook 'n teenkanting vir mense wat sê God is ook net een kant en nie in beheer nie. Want hoe erg sal dit ook dan wees om te sê verder dat ons redding van onsself afhang, dat ons regtig hard moet probeer om dit wat bo ons gestel is, die God wat daar buite is, te probeer tevrede stel. En maak nie saak wat ons doen nie, ons moet probeer om hom tevrede te stel. Hoe erg sal dit nie wees as hierdie redding van onsself afhang, en dan dat die teendeel van hierdie vers waar is, wat sê dat ons eintlik uit geloof uit kan val, of dat God nie eintlik omgee oor ons, of dat God maar net kyk wie kom tot geloof, en dan gaan hy wees so van, ag, kom ons vat julle maar hemel toe. Want dis hoe dit sal wees wanneer God nie ten volle aan die werk is hier in die wêreld nie. Maar Efesiërs 1 vers 11 sê, deur Christus het julle deel geword van die volk van God. Hy het dit so bestem. Deur Christus is daar besluit dat jy sy kind moet wees. God staan nie terug en wag vir jou om die regte keuses te maak nie. In sy raadsplan en sy raadsbesluit roep hy jou op die naam en sê, jy is my kind. Ons lees in Efesiërs ook af van wat hy sê, hy haal die harte van klip, Esegiel, hy haal die harte van klip uit ons uit, en hy gee ons 'n hart van vlees, wat klop vir hom en vir sy evangelie. 'n Dooie kliphart kan nie homself red nie. 'n Dooie kliphart, soos wat die wêreld dit wil hê, ons as mense moet vir onsself besluit, iets wat dood is, kan nie homself lewend maak nie. Maar nee, die Here gee deur sy Gees vir ons 'n hart van vlees, wat klop vir hom. Daarom dank ons die Here dat dit nie waar is dat
die wêreld maar net op sy eie voortgaan nie. Ons dank hom dat dit nie waar is dat ons uit ons eie kragte uit moet probeer redding soek nie. Ons het sekerheid dat hy in beheer is. Ons het sekerheid dat hy ons liefhet. Ons het sekerheid dat die liefde so oorheersend is in ons lewens dat ons dit geensins kan weerstaan nie. As God sê jy is 'n kind, dan is dit so. As God sê hy het jou lief, dan is dit so. Wanneer jy in God glo en in Christen is hy joune en jy is syne, niks kan jou van hom skei nie. Maar tog sukkel ons nog steeds met woorde soos uitverkiesing, God se voorkennis, God se voorsienigheid. Ons wil tog graag bietjie verantwoordelik wees vir ons eie keuses. Ons wil tog graag self kan kies. Wanneer ons hoor dat Jesus Christus ons in sy liefde sal hou, ongeag wat gebeur, en dat hy voluit in beheer is, lei dit ons tot die vraag, wat help dit om dan iets te doen? As ons dan nie self vir Jesus kies nie, wat help dit om iets te doen? God gaan dit mos laat uitwerk soos hy wil, ongeag van die mense keuses. Wanneer dit kom by uitverkiesing, voorkennis en God se voorsienigheid vir ons gereeld, wat help dit dan? Soos as mens dan nie self kan kies in die wêreld nie, of as jy nie self kan geloof kies nie, wat help dit dan om iets te doen? En dis 'n baie groot probleem met ons westerse beskouing, want ons dink dat ons of die een of die ander moet wees. Ons dink, of jy moet vrye wil ten volle hê, of jy moet alles self kan kies, of niks nie. Maar goddelike beheer of niks nie. Maar tog is die Bybelse perspektief anders. Dit het 'n unieke perspektief. Daar word klem gelê op vrye wil en God se voorsienigheid. Baie interessant. Jy is verantwoordelik vir jou keuses, maar tog is dit deel van God se plan. Jy is vry om te kies. Jou keuses maak saak. Tog is dit so dat elke ding wat kom as gevolg van hierdie besluite uitwerk volgens God se wil. Die Bybel is vol van hierdie voorbeelde. Ons lees daarvan in Spreuke 16 vers 1. Het sê, die mens kan sy voornemens hê, maar die laaste woord daarvoor kom van die Here af. Spreuke 16 vers 9 sê, 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. En dan kan ons verder kyk na die Bybel, Josef se lewe. Dis die mooiste voorbeeld van hoe daar in God se voorsienigheid gesorg word. Josef se lewe het goed begin, baie sleg geword. Sy broers, sy eie boeties het hom as 'n slaaf verkoop. Hy was aan 'n kameel vasgebind, hy is Egipte toe. Daarso het hy eerstens goed gedoen as 'n slaaf, maar toe hy nie wil ingee tot Potifar se vrou nie, is hy in die tronk gegooi. Weereens alleen in die tronk, moet hy nie vra, waar is U, Here nie? Hoekom het U my op hierdie pad gelei? Wat gaan nie aan in my lewe? Daar's ons nie hoop nie. En dan, in God se voorsienigheid, is dit die skinker en die bakker wat onthou dat Josef kan drome uitlê, en dit gaan dan oor na die farao toe wat dit hoor. En dan lei dit daartoe dat duisende en duisende mense nie aan 'n hongersnood doodgaan nie, want Josef is deur die Here gelei om te sorg in die tyd van droogte. Die mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Josef se lewe het gelyk asof daar nie hoop is nie, tog gee die Here hoop. Tog moes Josef die drome uitlê. Hy het die keuse gehad, moet hy die droom uitlê of nie, hy het dit gedoen, maar dis omdat hy dit wou hê, maar dis ook omdat hy self gekies het om dit te doen. Ek dink 'n baie belangrike punt wat ons ook moet onthou is, dat God nie sonde veroorsaak nie, maar hy kan dit ook gebruik om ons 'n les te leer, of ons lewens op 'n spesifieke weg te stuur. Dit wat Josef se boeties gedoen het, was aaklig. Niemand moet dit doen nie. Jy kan nie sê, kom ek verkoop vir iemand as 'n slaaf, want hopelik eindig hy as die president van Amerika op nie.
Maar tog gebruik die Here ons gebrokenheid om ons te lei, om te besef hoe groot hy eintlik is en hoe nodig ons hom het. En dit is wat 'n gelowige se lewe baie anders maak as die wêreld se. Ons kan vra, waarom Here? Waarom gaan ons deur hierdie moeilike tyd? Hoekom is ons siek? Hoekom moet ons deur hierdie gaan? As U 'n God van liefde is, waarom hierdie afgryslike dinge wat gebeur daar buite? Waarom ly? Watter nut het lyding? Maar ook in dieselfde asem kan baie gelowiges vir jou sê dat die trauma en die pyn en die siekte waardeur hulle gegaan het, hulle ook gevorm het as dieper gelowiges. Dat die Here selfs hierdie absolute laagtepunte in ons lewens gebruik en selfs die sonde van die mensdom kan gebruik en verander in iets wat ons kan help om hom beter te leer ken. En dis waar die troos lê. Verder, hoekom sê Paulus baie versekerd, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is? Hy vra, wat is die nut in lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? En dan sien ons dat die nut daarin is dat God ons bestem het om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Romeine 8 vers 29. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. So hoekom pyn, hoekom moeilike tye, hoekom hartseer, hoekom alles wat oor ons pad kom in die lewe? Dit laat ons na die kruis kyk. Ly jy onder die sonde van die mensdom? Jesus het meer gely. Maak mense jou seer en beledig hulle jou? Maak mense se keuses jou seer? Niemand weet beter daarvan as Jesus nie. Word jy beproef? Word jy vervolg? Word jy verlei? Niemand het dit beter teëngestaan as Jesus nie. Moet jy toe kyk hoe die wêreld van God vergeet het? Niemand, maar niemand weet beter daarvan as Jesus nie. En daarom, al hierdie moeilike dinge gebruik God dus om Jesus se kruisiging en die pyn wat hy moes al hierdie moeilike dinge gebruik God dus om Jesus se kruisiging en die pyn wat hy moes verduur het in ons lewens meer van 'n realiteit te maak. Dat ons dit beter kan verstaan. God is nie 'n sadis nie. Hy hou nie daarvan dat ons in pyn is nie. Dit maak hom seer om ons te sien ly. Maar hy sien ook die ewigheid. Hy weet dat die ewigheid in sy hande is. Ons glo hy is in beheer. Ons glo hy is soewerein. Ons weet dat, soos wat Paulus sê, niks ons kan skei van die liefde van God nie. En Paulus moes geweet het, deur watter moeilike dinge het hy nie gegaan nie. Hy sê self, hulle weet wat dit is om oorvloed te hê, hulle weet wat dit is om min te hê, hulle weet wat dit is om gelukkig te wees, om hartseer te wees, om pyn te verduur. Maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Nou, verdieping wat 'n mens in jou lewe kry oor die moeilike dinge wat ook gebeur. Die verdieping wat ons in ons geloofslewe kry om te weet God is in beheer en nie ons nie, want hy sien die ewigheid. Hy is tot in ewigheid in beheer. En hy is so opgewonde vir ons om te weet, om te sien wat hy vir ons sien. Hierdie goed wat hy vir ons ten goeie laat meewerk. Dit mag dalk nie nou so voel nie, maar hy weet hoe lyk dit ewigheid in sy teenwoordigheid. Hy weet hoe lyk dit by hom. Hy dryf ons daarna toe. Die vraag is dus, hoe pas ons God se voorsienigheid toe in ons lewens? Hoe pas ons vrye wil toe in ons lewens? Hierdie Bybelse perspektief van die mens bepaal sy pad, maar die Here laat dit uitwerk soos dit moet. Beteken dit ons moet terugstaan en sê, ek gaan net niks doen nie, want my pad is deur die Here uitgewerk? Groot sending ding wat ons ook gereeld vra vanuit 'n gereformeerde perspektief uit, as God mense kies om sy kinders te wees, wat help dit daar sending? Wat help dit om dan uit te gaan?
Wat help dit om enigstens te verkondig, die mense gaan dan hoor van hom. Maar my oupa was ook in die sendingsvelde en hulle het altyd 'n baie mooi ding gesê. Hulle het gesê, as hulle 30 jaar op 'n plek spandeer het en sendingwerk gedoen het, en had een persoon tot geloof gekom, dan was dit die moeite werd. En dis die uitgangspunt wat ons ook in die lewe moet hê, wat die Here ons dryf na. Hy sê, dit help nie ons sê, ons kan net niks doen nie, want tog het hy vir ons 'n plan. Tog bestem hy ons vir hierdie plan wat vorentoe gaan. Maar goed, hoe pas ons vrye wil en die Bybel dan in ons lewens toe? Voordat julle te opvleurig raak oor hierdie skyfies wat kom, daar is 'n maar, ek wil dit net bevestig. So, dit sê ons kies om God na te volg. Jy lees jou Bybel, jy werk aan jou verhouding met die Here. Jy het vrye wil. As jy nie die Bybel gaan lees, jy gaan nie die Bybel lees nie. Jy kies om vandag op te staan en Bybel te lees. Dis wat jy moet doen. Mens kan nie passief wees in geloof nie. Jy moet aktief wees, jy moet iets doen, jy moet betrokke wees. Jy moet kerk toe gaan. En jy moet voor die Here gaan staan en sê, aanvaar my vir dit wat Christus gedoen het. So dis die vrye wil aan die baie klein menslike kant. En dis die volgende skyfie wat sê die groot maar. En 'n baie mooi voorbeeld wat ons gekry het, of wat daar is die voorbeeld van 'n deur waardeur 'n mens gaan. Aan die een kant van die deur staan daar Matteus 10 vers 32. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my openlik uitspreek vir my Vader wat in die hemel is. En Matteus 7 vers 7, dit sê, klop en vir julle sal oopgemaak word. Maar die oomblik wat 'n mens deur daai deur is, die oomblik wat jy begin glo in die Here, wat jy Bybel lees en jy besef, ek kan nie in iemand anders glo nie, ek moet in die Here glo. Die oomblik wat jy deur daardie deur is Johannes 15 vers 16 baie waar. Dit sê, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies. En julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. So, twee kante van dieselfde muntstuk. Aan die een kant, jy moet kies om in die Here te glo. Aan die ander kant, die Heilige Gees het jou wil gedryf om in die Here te glo. Jy is gekies om te ken. En daarom so gereeld, dit is 'n ding wat ek moet sê, my baie die mekaar gemaak het, want as mense sê, ons moet bekeer, beteken dit nie dan, ons is deur God gekies om sy kinders te wees, ons is in elk geval bekeer, so wat help het, hoekom moet ons tot bekering kom? Maar dis hierdie wisselwerking wat die Here vir ons in die Bybel wys, wat sê dat ons lewe eintlik 'n skynbare teenstelling is, 'n paradoks. Maar tog maak dit vir die Here sin, want hy sien die volle prentjie. So, aan die een kant van die deur, klop, glo, wees besig. Maar aan die ander kant van die deur, as ons in die geloofslewe al 'n paadjie gestap het en terugkyk na die deur toe, sien ons, dis God wat my gekies het en nie ek wat hom gekies het nie. Ons gaan verder hierso, die van ons wat hulle hele eind saam met Jesus gestap het, besef dat dit so waar is, dat wanneer ons deur daardie deure is en terugkyk, sien ons hoe dit eintlik die Here was, wat in ons lewe in beheer is. Ten spyte van alles wat ons ingesit het vir geloof, al die Bybel lees, al die Bybelstudies, al die geloof, weet ons dat ons geloof nie moontlik sou gewees het sonder God, wat besluit het, ons is sy kinders nie. Dit sou nie moontlik gewees het sonder die Heilige Gees wat jou hart aangeraak het nie. Wanneer jy deur daardie deur gaan, is die rede vir jou geloof nie dat jy meer spiritueel of meer nederig of ywerig of mooi is nie. Dis God wat aan jou die geloof gratis en verniet gegee het. God kies ons nie in sy raadsplan omdat ons mooier of beter is, soos wat die evolusie of die natuurlike seleksie kant wil glo nie. Hy kies ons omdat hy ons lief het. En hy het ons lief omdat hy ons lief het. Ons kan nie verduideliking daarvoor gee nie, maar ons weet dat hy ons lief het. Hoe help hierdie wete dat God dan in beheer is ons?
Hoe help dit om te weet dat ons het vrye wil, ons moet kies, so terloops, as ons in die sonde is, as ons in die sonde lewe, kan ons kies, maar ons gaan altyd die slegte kies. Voordat die Here met sy genade en die Heilige Gees ons harte aanraak, is dit nie moontlik om God te kies nie. Dit is nie moontlik om uit jouself uit dit te doen nie. Daarom kan ons God net dank dat hy aan ons vrye wil gee om hom te kies, omdat die Heilige Gees in ons werk. So hoe help jy weet dat God in beheer is ons? Hoe help dit ons om te weet dat hy alles gesien het, voorsienig is, dat hy sorg vir alles? Dit help ons om in die oggende op te staan. Hoe sou dit nie gewees het dat as alles van ons alleen afgehang het? Hoe sou dit nie gewees het nie? Ons sou nie uit die bed uit wil opstaan nie, want ons weet elke klein dingetjie wat ons gaan besluit, gaan maak dat daar tot in ewigheid 'n kettingreaksie is daarop. Het is beter om net in jou bed te lê, en om net in jou bed te lê gaan ook 'n probleem wees, want dis ook 'n keuse wat jy maak. So, dit help ons om te weet God se beheer, dat ons in die oggende kan opstaan en weet, ek weet nie wat vandag inhou nie, maar ek weet God is in beheer. Ek kan vandag doodgaan, maar niks gaan my skei van God se liefde nie. Ek weet, my toekoms is vas en seker by hom. Dit help ons om rustigheid te hê. Ons hoef nie te bekommer nie. Ons het laasweek gehoor toe Reinhold gepreek het oor hierdie bekommernis, hierdie angs wat ons in verskeie rigtings intrek. Ons wil so graag God wees in ons eie lewe, ons wil so graag alles kies wat vir ons goed is, maar op die einde is selfs dit wat ons gekies het, wat ons gedink het goed vir ons gaan wees, iets wat dit net slegter en slegter maak vir ons. So ons hoef nie te bekommer nie, ons kan rustig wees, God is in beheer, weer eens, lyding, siekte, honger, gevaar, vervolging, niks kan ons van God se liefde skei nie. Dit help my ook om nie vas te kyk in alles wat verkeerd is nie. As ons met die wete in die wêreld ingaan, dat God alles ten goeie laat meewerk, dat nie honger of lyding of benoudheid of hartseer van hierdie lewe die laaste sê het nie, en weet dat die goeie en ewige God selfs die slegste ding in my lewe ten goeie kan laat meewerk, dan help dit ons om perspektief te hê, goddelike perspektief. Ons kan kyk na hom, ons kan sê, ons Here, ons verstaan nie mooi wat hier aan die gang is nie, maar ons vertrou U. Ons het rustigheid by U. Josef het nie verstaan wat in sy lewe aangaan nie. Paulus het dalk bietjie meer verstaan, want hy het die volle prentjie van Jesus se verlossing en opstanding raak gesien, maar Josef het nie verstaan nie. Tog het die Here daai situasie ten goeie laat meewerk. Mense is gered daardeur. Dit gee my ook die sekerheid dat ek God se kind is. Ons weet hy is in beheer, ons weet hy is voorsienig, ons dank hom dat ons genade kan ontvang om sy kinders te wees. En ek is vas en seker daarin. En hierdie wisselwerking of hierdie samewerking tussen ons vrye wil wat ons nou het deur die Heilige Gees en die Here wat sê jy moet iets doen, maar jy doen dit omdat ek vir jou help om hierdie te doen. Laat ons besef dat ons dade steeds saak maak en God ons gebruik om 'n verskil te maak. Efesiërs 2 vers 10 som dit baie mooi op. Dit sê, in Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons is bestem vir goeie dade. Dit is 'n moeilike versie hierdie. Ons is bestem vir goeie dade. Maar hierdie goeie dade is 'n aktiewe woord, dit moet gedoen word. God weet wat ons gaan doen, maar tog moet ons dit nog steeds doen. En dit maak ons ook rustig. My dade is nie meer 'n slaaf van my menslike drange nie. My dade word nie gedryf deur onderdrukte emosies of gevoelens nie. Ek is vrygemaak daarvan deur die Heilige Gees. Ons word daartoe in staat gestel om die goeie te doen, want die Heilige Gees het ons harte verander.
En God het my bestem vir goeie dade, ek moet dit doen. Dis die wete waarmee ons kan ingaan. Ons kan nie terugsit en sê, ons gaan net terugsit. Die Here gebruik ons as 'n instrument in sy hande. So geliefdes, ek dink die gevolgtrekking wat ons hier kan bereik is, ons is dankbaar, die Here is in beheer. Ons is dankbaar, die mensdom is nie net gelos nie. Ons is dankbaar, ons is nie blote toevalligheid nie. Ons is dankbaar, hy het ons op sy naam geroep. Dat hy ons op ons name geroep het in sy naam. Ons is dankbaar dat ons vrygemaak is van ons sonde. En indien dit nog nie in jou lewe die realiteit is nie, kyk na daai deur. Sien aan die een kant, klop en gaan in, en as dit die Here se wil is en is so wonderlik, gaan jy daar inkom en jy gaan 'n lewe leef en jy word blootgestel aan hierdie wonderlike woord van die Here en hy wat met ons praat, en as jy terugdraai na daai deur toe, gaan jy sien, jy is my kind. Ek het jou geroep. Mag dit die realiteit wees wat jou dryf. Dankie Here dat hy in beheer is. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons kan net dankie sê dat U in beheer is. Ons weet dat U het vir Adam en Eva geskep om die goeie te kan kies. Ons weet dat U nie ons as robotte wou skep nie. Ons weet dat U tot in ewigheid ook gesien het dat U seun na hierdie wêreld toe gaan stuur om U liefde ten volle te openbaar. Ons dankie vir U goedheid. Ons dankie vir U voorsienigheid. Ons dankie dat U in beheer is en dat ons daarop kan vertrou. Ons erken dat ons nie alles weet van hierdie onderwerp nie. Ons erken dat ons eers, wanneer ons moontlik by U is, of wanneer ons by U is, want U het geroep op ons name, dat ons sal verstaan wat dit beteken, dat U ons lief het, want U het ons lief. Ons bid dat U ons sal rustig maak. Ons bid dat in 'n wêreld waar mense soveel klem plaas op vrye wil, en ek mag vir myself kies, en ek weet self wat vir my goed is, dat U woord ons sal lei om die regte pad te stap. Dat ons sal weet dat U ons gedagtes en dade vernuwe. Ons dankie vir U teenwoordigheid. Ons dankie dat U ons nie net los nie. Ons dankie dat U aan die werk is en dat maak nie saak wat gebeur nie. U so bly is om te sien hoe dit vir ons gaan wees tot in ewigheid. U so bly is om vir ons te openbaar wat U vir ons beplan tot in ewigheid. Mag ons daardie perspektief in ons lewe hê en ons bid dit in U naam alleen. Amen. Goed, ons gaan nou die laaste verse dan van Skrifberuiming 5-4 sing. Daarvan gaan ons verse 3, 4, 5 en 6 sing. Dis die beruiming van hierdie gedeelte uit Romeine 8 uit.
Geliefdes, ons ontvang die seën van die Here om in sy wil in hierdie week die regte keuses ook te maak. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Okay. So ek wil net hoor, dis 'n moeilike onderwerp en ek dink julle verstaan hoekom, maar enige vrae wat daar is of enige dalk gedagtes wat julle graag wil deel oor hoe die Here ook dinge laat uitwerk het vir julle in julle lewe in sy voorsienigheid. So is daar enigiemand wat dalk wil vra of wil vra? Toe kom, ja, ekskuus, AJ. Ja. Ja. Ja, so die Here, ek dink ja, dit is goed om dit aanspreek want daai hele illustrasie van die deur, dit is tog die Here wat ons ook dryf om te gaan klop en hy wat die deur vir ons oopmaak en ons kom daar en ons kan terugkyk en sien, maar ja, ek dink die een profie het die heiligmaking half as dis nie 'n reguit op eksponensiële lyn nie. Mens gaan op en jy gaan af en jy gaan op tot jy hier kom aan die einde van die wedloop en kan terugkyk en sien maar die Here het my gedraai deur en ek kan tot in ewigheid by hom wees. Is daar nog 'n opmerking of vraagie? Anton. Uit vir jouself, iemand nog nie gebore. Dis lank al bepaal. Ek sê gewoon net as dit so is, dit kan jy nie kans daarvoor. Ja, dit is die moeilike vraag daar rondom. Dit is die vraag of ja, as die Here wat van die mense wat dan tegnies nie 'n kans gegee word nie. Maar dit is in daai opsig wat ons die Here se woord is duidelik oor hierdie saak, en ons moet hom vertrou dat hy weet wat hy doen en hy sien, hy het die voorsienigheid om te sien en dis die een kant daarvan. Die ander kant daarvan is om absoluut dankbaar te wees as jy sy kind is, as hy jou gekies het as sy kind om in daai dankbaarheid te lewe en daaraan vas te hou en daarin te verheug. So ek dink nie ons gaan ten volle kan verstaan wat dit beteken nie. Ons moet die Here se woord vou daarvoor en ons moet hom vertrou en ons moet bid dat almal wat tot geloof moet kom. Maar daar is ook 'n lang gesprek waar baie mense al baie lank gepraat het. Maar dankie Anton. Nog ietsie? Is julle rustig? OK. Goed julle, lekker aand en dan sien ons hopelik as die Here wil volgende week.